gaan eers na dit kyk wat U vir my gegee het deur die maand en besef dat sonder dit wat U my mee seën, kan ek nie voortgaan nie. En daaroor in hierdie oggend wil ons sê, Here, vergewe ons, help ons weer 'n keer, dat ons sal opstaan en sal sterk word, dat ons sal besef, ons verhouding met die Here is baie meer waard as die nasies of die nasies hulle word ons vertel, maar ons hier Vaders huis, maar ons is nie beleid in die koninkryk van God nie. Hoe kan ons verwag dat ons plek gaan voorberei het? Seën elkeen wat by hierdie bediening staan. Seën elkeen wat saai in hierdie bediening. Seën elkeen wat inkom saam belê het, Here. Seën hulle harte. Seën hulle koskaste. Seën hulle beursies. Seën alles wat hulle het in Jesus naam. En gee ons 'n vrywillige gees, sodat ons met vrywilligheid U woord, U altyd sal wil uitdra en sal wil laat voortgaan deur dit wat ons gee, deur ons finansies in hierdie bediening en so ook in elke ander bediening in Jesus naam. Amen. Prys die Here. Amen. Ons het weer die Max. Prys die Here. Gloria, halleluja. Ek kan net jubel en kan juig vanoggend in die naam van die Here. En ek kan nie julle net die eer, ek kan die Here net die eer gee. Ek wil net vanoggend sê sorry vir al die eers die internet baie gehaak en nou is dit die mics en so ja. So ons probeer nog al die pad aan die gang kom. Dat is prys die Here. Okay. Gaan opmaak. Ja, prys net die Here. So ja, kom ons begin om die Here te loof en te prys met lofsange. Eer aan hom. So eer aan die koning. Ons begin net. Gloria. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I'm at the old way. At the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way. Glad day when I was born again. Oh, glad day when I was born again. Glad day when I was born again. It was a glad day when I was born again. Praise the Lord. The sins I used to do, I do no anymore. The sins I used to do, I do no more. The sins I used to do, I do no more. It was a glad day when I was born again. Hallelujah. Glad day when I was born again. Praise the Lord. Glad day when I was born again. Glad day when I was born again. It was a glad day when I was born again. The sins I used to do, I do no more. The sins I used to do, I do no more. The sins I used to do, I do no more. It was a glad day when I was born again. Very soon we are going to see our King. Oh yes, very soon we are going to see our King. Very soon we are
Very, very soon we are going to see her be. Very, very soon we are going to see her be. And coming Lord, oh, yes, coming Lord, oh, coming Lord, oh, coming Lord, oh, and coming Lord, oh. Hallelujah, glory, hallelujah. Kom ons sing die volgende. Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Ek is verlos deur die bloed van die Lam. Verlos daarom sing ek so bly. Deur die Heilige Gees sal my neerdal. My blydskap sing ek so bly. Es verlost die Blut van die Lam.
Prys die Here. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back, praise the Lord, not turning back. The cross before me, the world behind me.
juig jou vanoggend. Prys sy heilige naam.
Ons kan net volgens sê, dankie Here, vir die genade, vir die liefde, vir die goedheid, vir die guns. Here Vader, dankie Here, vir vandag. Dankie vir nog 'n dag, Here, dat ons in U teenwoordigheid is. Here, dankie Here, dat ons weet, U is God. Here, U alleen is die Here, en U alleen is waar. Glory, glory, hallelujah. Prys die Here. Amen. Amen. Prys die Here. Ja, my mic. Prys die Here. Oh. Amen. Prys die Here. Amen. Kan julle almal my hoor? Julle daar by die huis, kan julle my hoor? Ek preek van hier af tot daar by jou op die bed. Daar by jou huis. Maak net oop jou ore. Maar hoor net maar. Maar welkom aan elkeen wat volgende ook ingeskakel is. Sorry, ons het baie disputie gehad volgende, kan ek dit sê. Maar weet jy wat? Dit my nie gebreek, dit sal my ook nie breek nie. Want al wil die mics nie werk, al wil die internet nie en skop, al wil dinge net nie saamgewerk het nie. So wat? Ek dien nog steeds die Here, ek is nog steeds bly. Ek verbly my in die Here, want hy is koning. Hy is die koning van my hart, hy is die koning van my lewe. Hy is en sal wees tot in alle ewigheid. Kom ons begin eers met 'n gebed. Here Abba Vader, ons kan net vanoggend in die teenwoordigheid wees. Ons kan nie net lof en eer bring, Here. Here, ons kan net vanoggend U naam verheerlik en weet, Here, alle dinge is vanoggend by U moontlik. Here Vader, kom staan nou by ons stil, Here. Here, praat met ons aan geestelike autoriteit. Vul ons harte, Here. Here, raak ons aan, want ons het U so nodig, of ons het 'n besef of nie, Here. Ons het U eintlik so nodig. Ons moet eintlik elke sekonde, elke moment afhanklik wees van U, Here. Here, help ons om die woord beter te verstaan. Here, kom net vanoggend in die grootheid, kom in die magtigheid, maar kom in die heerlikheid, Here. In die magtige naam van Jesus Christus. Loof en halleluja. Amen. En amen. En amen. Prys die Here, man. Dis lekker by die Here. Die Here is my toevlug en hy is my rots. Hy is my anker. Hy is my alles. Prys die Here. Ek wil net 'n slukkie juice hê voordat ons begin. Ja, ek mag 'n bietjie koeldrank drink in die kerk. Ek is die pastoor. So, ek kan vir die kerkraad gaan sê. Prys die Here. Maar kom ons begin. Waarom werk die Heilige Gees nie in ons lewe nie? Verlede week het ons gepraat en verlede week was eintlik amazing geweest. Toe ons nou begin besef het, maar ons trek nie eintlik die wapenrusting van God aan. En ek het vir jou verse gegee en alles, maar nou gaan ons volgende verder. Want ons besef nie, die wapenrusting maak ons, laat ons kan staande bly. Die wapenrusting is magtige uitwerking. Luister wat ek vir jou sê. Die wapenrusting is 'n magtige uitwerking. En wat dit sal hê? Deur die Heilige Gees. Deur die Heilige Gees. Hoekom deur die Heilige Gees? Want dit is die Gees wat lewe spreek, man. Hoekom sal jy nou vanoggend sukkel met my? As jy my nie glo nie, kyk in Johannes 6 vers 63. Die boeke van Johannes sê vir ons so mooi. En elke week sê ek vir jou, dis die Gees wat lewe spreek. Hey. 63 is nog die kant. Okay.
Dit is die gees wat lewend maak. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en dit is lewe. En wanneer die wapenrusting aantrek, en het 'n magtige uitwerking. Hoekom? Want dit is die gees wat lewe spreek. Dis die gees van God wat oor ons is, wat die lewendig is en die vyand kan nie naby ons kom nie. Dis die gees van God. Maar nou ek kry oproepe. Dan sê mense vir my, maar pastoor, ek het die wapenrusting aangetrek. OK, ek nie pyn nie. Maar hulle kry nog steeds aanslag. Hoekom? Omdat hulle nie glo nie. Hulle doen wat die woord van die Here sê, maar hulle glo nie. Hoekom? Kom ons gaan terug na die skrifte toe. Kom ons leer maar weer van voor. Kom ons kyk waar gaan die Here ons leer. Die Heilige Gees spreek lewe. OK? Hy spreek lewe. Nou as die Heilige Gees lewe spreek, ons is in die boeke van Johannes, gaan net na die eerste hoofstuk toe. As jy verby is, dan is jy nou in Lukas, moet net nie verby gaan. Bly net in die eerste boek van Johannes, die eerste hoofstuk. Vers 4. Hierdie is eintlik 'n openbaring. Want in hom was lewe. Wie is in hom? Dit is Jesus Christus, die woord wat uit God se mond uitgegaan het. Ek het dit al gelees, daar's op vers 14 staan dit. Ek gaan nou vers 14, maar ek bly in vers 1. Maar daar by vers 14 sê vir jou, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon en sy heerlikheid aanskou. Ek het al gepreek daaroor. OK? So die woord het uit God se mond uitgegaan. Die woord het mens geword. Die woord is verwerk. Die woord is gekruisig. En dit is Jesus Christus. In hom was lewe. OK? Het julle dit? En die lewe was die lig van die mense. En ons verstaan dit nie. Nou wat verstaan ons nie? Ons verstaan nie, laat ons die volle wapenrusting aan het. Wanneer ons die volle wapenrusting aan het van God, moet ons in Jesus wees. Moet ons in die woord wees. Want hoekom? Die woord sê dit uitdruklik. In hom was lewe. En die lewe was die lig van die mens. So wat het ons nie? Ons het nie die lig nie. Ons trek die volle wapenrusting aan, maar ons het nie die lig nie. Die lig van Jesus skyn nie in ons nie. Die lig van Jesus is nie in ons nie. Die lig van die Here moet die pad van ons verlig. Maar ons trek net die volle wapenrusting aan, maar ons kom nie tot in die volheid van God nie. Want as jy in die volheid van God is, kom die lig van selfsprekend. Want jy's gevul met die Gees, jy is onderstel om in die Gees te wandel. Ek het al gepreek daaroor. Ons trek al 'n week 28. Want ons praat, en dit is hoekom die Gees nie werk nie. Ons doen nie een helfte, maar ons los die ander na. Ons trek die volle wapenrusting aan, maar ons vergeet dat Jesus die lewe is. Ons vergeet dat hy die lig is. Kom ons gaan verder. En jy wil nou my sê, jy wil nie die lig aantrek nie. Ek gaan vir jou wys jy's verkeerd. Ek gaan vir jou wys jy's verkeerd. Hou net vas daarso. Bly vas op daai punt. OK. Romeine 13. Romeine is 'n paar boeke agtertoe. Kom ons kyk gou wat sê Romeine 13. Hy sê voor Korintiërs. En 13 is net na 12. En ons gaan vers 12 lees. Die nag het ver gevorder. Ja, die nag is klaar verby. En dit is amper dag. Laat ons dan nie die werke van die duisternis laat ons dan die werke van die duisternis aflê
en die wapens van die lig omgord. So jy moet met die lig aangetrek is. Jy moet omgord wees met die lig, want die skrif sê dit duidelik vir ons. Hy sê, laat ons die duisternis, die werke van die duisternis aflê. Laat ons in die lig kan wees, laat ons omgord kan wees, laat ons aangetrek kan wees. Maar ons is nie staande. Gister kry ek 'n oproep. Die duiwel slaan my. Ek sê, bid laat hy jou weer slaan, man. Ek het tyd vir simpelheid. As mense nie wil hoor nie, moet hulle maar voel. Want hoeveel keer, ek trek al week 28, hoekom die krag van God nie werk? Hoekom die Heilige Gees nie in ons lewe werk? Hoekom? Besef die mense nie, hulle val nie. Maar, toe ek vra, waar was jy op Paasnaweek gewees, toe self my laaste viswaters? Dan moet hulle dit maar kry. Want hulle het God se dag nie geheilig nie, hulle het Jesus nie erken dat hy gekruisig is nie. Hulle het 'n deur oopgemaak. Die woord van die Here sê duidelik, moenie 'n deur oopmaak nie. Ek het laasweek daaroor gepraat, maar die mense vee hulle mos af. So ek maak ook maar nou soos hulle maak. Ek kan nie simpatie met hulle hê nie, want hulle wil nie. Hulle wandel soos ek 2 weke terug gesê het, sonder verstand. Paulus het gesê, is julle land sonder verstand. Ek het al daaroor gepraat. Ek gaan nie weer terug na op my preke nie. Ek wil aanbeweeg. Maar die ding is, ons moet die volle wapenrusting aantrek. Maar nou sê Romeine vir ons moet ook met die lig omgord wees. Dis deel van die wapenrusting, wat hoekom? Want Jesus Christus, the living Christ, the King of Glory, he's been risen. Hy het opgestaan. En as hy opgestaan het, wil ek een met hom wees. Hy het gesê, soos ek en die Vader is soos julle en my, en ek en julle. Ek wil omgord wees met, dit beteken ek wil vas wees. Laat dit nie kan losgaan, net soos wat hierdie belt op my heupe is, en als, sodat my broek nie afval nie. So, moet ek daai lig omgord wees. Ek moet vas wees in hom. Ek moet vas wees, man. Daar moet nie 'n plek wees by my hand eers om in te gaan nie. Jy moet vas wees in die lig. Die lig moet kan skyn. Maar as die lig skyn, gaan die Gees begin werk. Maar die Gees kan nie werk as die lig nie skyn. Want hoekom? Die woord sê uitdruklik, nou net vir julle gesê, die woord sê, ek is die lewe. Ek is die lewe. Johannes 14 vers 6 sê dit ook, ek is die lewe. Ek is die weg. Prys die Here. Ons moet bekleed wees, met ander woorde, met die woord. So ons moet die woord vat en ons moet bekleed wees met Jesus Christus wat lewendig is. Sodat die lig ook oor ons is, in ons is en oor ons kan skyn. Prys die Here, man. Julle kan maar sê amen, ek maak nie as julle amen sê nie. Romeine 12 vers 9 tot 21. Dis die hele preek eintlik op sy eie. Maar die Here het laat ek hom inbring. Want ons kom kort wanneer ons die volle wapenrusting aan het. Wanneer ons in die lig is, wanneer die Gees onderstel is om te werk, wanneer die lig van God in ons moet skyn, die Heilige Gees in ons moet werk, kom hy nie in die werking nie. Hoekom nie? Baie hierdie verse sê alles. Laat die liefde ongeveins wees. Ja, maar my suster, ja, maar my man,
Man, jy soek net 'n verskoning, man. Kom ons begin eers by onsself. Ongeveins wees. My vrou sal vir jou sê, ja, afgelope ruk het ek dit begin toepas. Dan sê ek, ja, maar, no worry nie. Just leave it. As mense my iets sê, so let it be. Laat dit wees. Want ek moet dit net laat gaan. Hoekom? As jy daaroor sit en top, gaan jy nie vanaand kan slaap. Jy gaan nog verder op fight met jou vrou maak. Maak reg met haar. Dis Moedersdag. Jy nie gebeur. Dis die ma van jou kinders. Okay. Verafskuw wat sleg is. Die woord sê daar, verafskuw wat sleg is. As mense jou sleg sê, so wat? Jy is nie die eerste een, jy is ook nie die laaste een. Baie mense het my al sleg gesê. Baie mense het al vir my gesê, waar moet ek opklim en waar moet ek afklim? Maar weet jy wat? Hulle almal het al geval en ek bly nog steeds staan. Hoekom? Want ek steur my nie. Hierdie week was ek weer deur daai beproewing. Ek steur my nie aan wat hulle sê. Want as ek my gaan steur aan wat almal sê, gaan ek misluk wees. Gaan ek hou druk wees. Ek gaan so suur wees tot die stoel gaan weggaan. Want pragtig, ons kan nie so aangaan. Dit was sleg is sleg. En ek kan dit nie goedkeur. Dan vra mense vir my op die groepe, hoekom gaan ek van die groep af? Omdat dit wat sleg is op jou groep is, man. En ek kan nie daarmee saamgaan. Want hy wat in my roep is heilig. En ek lewe heilig. So, ek dink nie ek is beter nie. Ek is beter ek klim af. Want met jou kan ek nie argumente. So ek sê dis vir argumente. En dan sê die woord, hang die goeie aan. Hang dit aan wat goed is. Dan sê die woord vir ons, vers 10, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Nee,